Welkom by Wielspore van Waarheid. Ek is JP Fourie, 'n biker, 'n predikant, 'n eggenoot, 'n pa, 'n oupa en 'n man wat glo dat die waarheid en om 'n Christen te wees, lê nie in tradisie of die hou van rituele nie, maar dit lê in die voltooide werk van Jesus Christus. Hier praat ons eerlik oor dinge wat in die kerk ingeslyp het. Soos byvoorbeeld die blaas van die shofar. Ons praat oor die Sabbat, ons praat oor eindtye en die ou gebruike wat Christus vervang het en nog baie ander. Ons ry nie hierdie pad om gewild te wees nie, maar ons ry dit om vry te wees. So, trek jou helmet reg, maak hom lekker vas. Dis tyd om die stof van godsdiens af te skud en om die waarheid se wielspoor te volg. Welkom by Wielspore van Waarheid. Nou ja, welkom by hierdie episode. Hier gesels ons dan nou eerlik vandag oor ons geloof, ons gesels oor ons waarhede wat verlore geraak het. Ons gesels oor baie goed wat in die kerk ingeslyp het sonder dat ons dit regtig besef het. Onder ons neuse het goed ingeslyp en weet ek het gestaan en kyk na goed wat gebeur in die kerk. En dan het ek gewonder, waar kom hierdie goed vandag? So vandag trap ons in eerste rad in met die onderwerp wat al baie lank op my hart lê. En die onderwerp is die onderwerp van die shofar. Daai ou ramshoring wat so in die kerk geblaas word en dan vir party is dit 'n geraas, vir ander is dit 'n salwing. Maar nou ja, kom ons praat 'n bietjie daaroor vandag en dan kyk ons waartoe vat hierdie ding soms in die dienste tydens lofprysing word hierdie goed geblaas, party blaas hom sommer terwyl daar gepreek word. En dan sê hulle die atmosfeer word verander of dis 'n profetiese aksie of weet hulle daar's baie name wat daarbey aan dit gekoppel word. Maar weet jy wat? Ek dink dit is tyd laat ons reguit vrae begin vra. Ek dink regtig dis tyd dat ons met mekaar 'n bietjie openlik wees en so 'n bietjie gesels oor hierdie ding. En hier's een van die vrae wat in my hart opkom en wat ek regtig oor wonder en wat my gemaak het om so 'n bietjie te gaan krap. Wat sê die Bybel regtig oor hierdie shofar? Wat sê die Bybel regtig in 'n Nuwe Testamentiese bestel of kom ons stel dit so in 'n genade-dispensasie, genade-bestel waarin ons onsself bevind? Wat sê die Bybel regtig? En miskien is dit nog belangriker dat ons dalk gaan die vraag vra is, het God ons dan ooit gevra om dit vandag in 'n Nuwe Testamentiese genade-dispensasie te doen? Dis baie belangrik dat ons 'n bietjie gaan kyk na hierdie goeters en kyk wat sê die woord. Jy weet, die shofar was 'n instrument wat baie belangrik was in Israel se geskiedenis. Regtig, ja, jy kan maar gaan kyk in die Ou Testament en as ons 'n bietjie gaan soek en ons gaan so 'n bietjie kyk na skrifte vandag, dan kan ons sien dit was in die Israeliese tyd vandat hulle uitgekom het uit Egipte uit, het God dit ingebring vir die Israeliete. Dit was nie speelgoed of sommer net 'n versiering gewees nie. Dit was 'n roepstem gewees wat gepraat het in 'n Ou Testament. Onthou, ek kan nou nie onthou, ek praat nou so uit die vuis uit. Hulle reken dat daar was 2 miljoen mans gewees. Nou om met 2 miljoen mense te praat, is dit wil gedoen wees. Jy het klank nodig om met soveel mense te praat. En hoe roep jy nou, as ons kyk na net die mans alleen, hoe roep jy 'n volk bymekaar of hoe draai jy 'n boodskap aan 'n volk oor? Van net die manne wat 2 miljoen is. Nou praat ons nou nie eens van vrouens en slawe wat saamgegaan het en kinders wat saamgeloop het nie. En weet jy, daar in Eksodus 19 op die berg Sinai het God met rook en donder weer en met die stem van die shofar, as ons dit so kan stel, afgekom van die berg af. Hy het met hy donder weer en daai skit en dinge, en dit is hoe hy met die volk gepraat het om vir hulle, en ons kan dit amper vergelyk met 'n shofar. Hy het nie met 'n shofar gepraat, maar ons kan dit
amper vergelyk met die shofar. Hierso was dit God gewees wat met die volk gepraat het. Nou kyk ons in Numeri 10, kan ons gaan lees daar, en God sê vir Moses presies hoe en wanneer om die volk of om hierdie shofar te blaas. Hoe moet hy geblaas word? Wanneer moet hy geblaas word? En hier kan ons net so vinnig gou na 3 goed gaan kyk. Opdrag wat God gegee het. Hy sê, jy blaas die shofar om die volk op te roep. Jy blaas die shofar om oorlog aan te kondig, punt nommer 2. En dan punt nommer 3, jy blaas die shofar of die ramshoring om fees te vier. Dit is hoekom die shofar geblaas word. Nou ek wil hê, ons moet so 'n bietjie gaan kyk daar in Josua 6. 'n baie mooi gedeelte wat ons kan lees daartoe, Josua se Jerigo se mure, toe hulle dit geomsingel het, en ons ken almal die storie van die stad Jerigo wat ingeval het. Onthou, hulle moes elke dag om die stad geloop het. En op die 7de dag moes hulle 7 keer omgeloop het, en hulle moes almal op hulle trompette, of op die shofar, die ramshorings geblaas het. En toe hulle dit nou doen, toe val die mure in. En die oomblik, toe hulle die shofars blaas, toe kom die engele uit die hemel uit, en hulle druk die mure in die grond, en dit is 'n baie mooi storie om te gaan kyk na die storie en so aan. Maar wat baie belangrik is hierso, wat ons moet besef, is dat hierdie opdrag, wat aan Josua en aan die volk gegee is, was 'n opdrag wat van God homself afgekom het. God het die bevel gegee, hy het die manier gegee van hoe die volk hierdie stad kon oorwin. Met ander woorde, die strategie was daar, want die opdrag het van God afgekom. Maar ons moet eerlik met mekaar wees, as ons na hierdie prentjie gaan kyk. Was dit regtig die klank van die horings wat die mure laat val het? Kom ons vra vir mekaar regtig hierdie vraag eerlik. Was dit regtig die klank van die horings wat die mure van Jerigo laat intuimel het? Of was dit Josua se gehoorsaamheid om die opdrag wat God hom gegee het noukeurig na te kom? Ek dink ons moet onsself hierdie vraag gaan vra. En dan kan ons dit duidelik, kan ons miskien die antwoord kry en ons kan sien, dit was die gehoorsaamheid van die volk. En dit was die krag van God self, wat as gevolg van die gehoorsaamheid en die manier, die opdrag wat hy gegee het, om hierdie stad te omsingel en om hierdie stad te oorwin, omdat hulle gehoorsaam was, dat God hierdie deurbraak vir hulle gegee het. Ek weet nie of jy dit ook so sien nie. Ek dink nie, dit het gegaan oor die klank wat gemaak is nie. Onthou, daar was mense wat nie net shofars en trompette geblaas het nie. Onthou, hulle moes ook geskree het. Hulle moes 'n krygskreet geuiter het. En ja, as jy nou gaan luister na slim ouens wat klankingenieurs en sulke goeters, dan kan hulle vir jou sê, en ek wil nou so 'n bietjie afwyk van die punt af, baie ons gaan vir jou sê, daai verskriklike groot granietblokke in die Ou Testament of in die ou tyd wat hulle gebruik het om stede mee te bou, en die piramides in Egipte mee te bou, sê hulle dat, of hulle reken, dat hierdie verskriklike groot klippe deur klank, deur te skree, deur 'n krygskreet uit te roep, is deur klank gebeweeg. Nou ek dink nie dit is al bewys dat dit so is nie. Maar ek kan vir jou nou al vandag net uit 'n leek se oogpunt miskien uit al sê, dat die shofar, of die ramshoring, was dus nooit 'n kraginstrument gewees nie. Dit was 'n gehoorsaamheidsinstrument, as jy verstaan wat ek bedoel. Die feit dat hulle geluister het en gereageer het op dit wat God vir hulle gegee het, en die manier hoe God dit vir hulle gee, die strategie toegepas het gemaak dat die stad Jerigo geoorwin is. Nou kom ons terug na vandag so bietjie toe. Kom ons praat bietjie oor vandag. In baie kringe word die shofar weer geblaas. En weet jy,
Ek is al 'n tydjie wat ek in die kerk is, wat ek kerk loop. Ek het as 'n jong seun as 14, 15 tot bekering gekom. En ek het nie in die kerk in my tyd, in die vroeë 80's, het ons nie geweet van 'n shofar nie. Ons het nie geweet van 'n ramshoring wat geblaas word nie. Daai klank was vir my vreemd. Ek het hom begin kry eers hierso. Ek kan nou nie eens dink miskien in die laat 80's miskien. Ja, dit was baie vreemd. Onthou ek kom nie baie sterk in die gereformeerde agtergrond, alhoewel ek daar was, maar ek is vinnig oorgegaan na die Pinkster charismatiese agtergrond, want dit is maar waar ons in hierdie ding vasgeloop het. En nou hoor ons, en toe begin ons nou hoor, dit het baie sterker en al hoe meer prominent geraak in die kerk. Maar ek dink nie die shofar is weer begin blaas in die kerk, omdat God dit beveel het nie. En dit is my opinie. Ek dink nie God het beveel vir ons heidene wat tot bekering kom. Onthou, ek is nie 'n Jood wat tot bekering kom. Ek is 'n heiden wat tot bekering gekom het, wat Jesus Christus aangeneem het. En ek kan nie sien dat God beveel het, dat daar 'n shofar, 'n ramshoring geblaas moet word nie. Maar mense glo nog steeds vandag, omdat hulle nou hierdie gebruik gaan sien het in 'n Ou Testamentiese bestel. Glo hulle nog steeds dat dit roep God se krag af. Mense glo nog steeds dat dit dryf demone weg. En ek, regtig om eerlik met jou te wees, ek sukkel om dit raak te sien. En ek het dit self gedoen. Mense, ek het shofars hier by my. Ek het ramshorings by my. Ek het op 'n kolf 4 of 5 van hulle gehad. En ons het oggend vir oggend as ons opstaan, 6 uur in die oggend as ons klaar gebid het, en net voordat ons bid, dan blaas ons die ramshoring. En as ons klaar gebid het, dan blaas ons die ramshoring. Ons het om dorpe geloop en ramshorings geblaas en olie gegooi in. Yes, like man, ons het deur al hierdie rituele gegaan. En ek wil vir jou eerlik sê, ewen in die dienste waar mense hierdie tipe van goeders doen, waar mense die shofar blaas, wil ek nou vir jou eerlik sê, jy kan daai atmosfeer voel, wanneer mense nou 'n shofar blaas. Weet jy wat, die hoendervleis kom staan op jou arms. En dit is verskriklik indrukwekkend. As jy dit nou moet sien, jy sien dit dalk vir die eerste, tweede of derde keer, dit lyk verskriklik goed, dit klink dalk partykeer vir sekere mense verskriklik goed, en vir ander mense is dit nou weer 'n geraas. Maar nou is hiersoos my vraag. Beteken dit dat wanneer die shofar of die ramshoring geblaas word, beteken dit dat dit heilig is? Beteken dit dat dit reg is? Beteken dit werklik dat daar 'n profetiese stelling of 'n profetiese aksie gemaak word? Beteken dit werklik dat dit engele in die diens gaan laat inkom? Nee, nie noodwendig nie. Ons moet mooi onderskeid kan tref, my vriend, tussen emosie en salwende teenwoordigheid. En ek dink dit is hier waar die kerk dalk so bietjie misvat. Mense sukkel om die onderskeid te tref, die gawe van onderskeiding. Mense sukkel om onderskeid te kan tref tussen wanneer speel emosie 'n rol en wanneer is die werklike teenwoordigheid, soos wat ons dit altyd noem, die Shekinah heerlikheid van God werklik teenwoordig. As ons gaan lees in Johannes 4 byvoorbeeld, Johannes 4, daarvan vers 24 af, dan kan ons sien, hierso sit Jesus by die put, en hy praat daar met die vrou, van vers 23 af, hy praat daar met die vrou, en kyk wat sê hy vir die vrou daarso, hy sê, daar kom 'n uur, en daai uur is nou, omdat Jesus praat hier met die vrou, en hy is nog nie gekruisig nie, maar hy sê vir haar, daar kom 'n uur, en hierdie uur is nou, wanneer ware aanbidders
die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek mense wat hom so aanbid. En kyk wat sê hy in vers 24, baie prominent, hy sê, God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. En as ek nou regtig wil toelaat, dan hardloop ek nou hierso in 'n hasegat tonnel af, en dan kom gooi ons kleur in ras, kan ons ook hier bygooi. En dan kan ons gou daai ding van rasisme en van kleur en velkleur kan ons ook die bank. Want in die gees is daar nie velkleur nie. Daar's nie ras nie. Daar's gees. OK, kom ons los dit daar. God soek mense wat hom in gees en waarheid kan aanbid. God soek nie mense wat hom deur 'n uiterlike vertoning of deur voorwerpe, soos wat hy dit aan die Israel volk gegee het, kan aanbid nie. En ek wil jou herinner vandag dat hierdie eerste episode is maar net 'n inleiding na die onderwerp waarna ons meer in diepte gaan kyk. Ons gaan in diepte na hierdie ding kyk. Hierdie episodes van die Shofar gaan heel waarskynlik ook oor 'n hele klomp episodes gaan. Maar luister maar gerus. Weet jy, as ek so kyk na hoe dit gehanteer word in kerke vandag, dan wil ek amper so ver gaan om te sê dat die gevaar van die Shofar of die gevaar van die ramshoring is daarin dat dit het 'n goue kalf geword in die kerk vandag. Mense aanbid hom, as ek dit so wil stel, mense kan nie sonder hom klaarkom nie, mense glo in hom, mense reken jy moet die shofar blaas, en dit is nou amper soos die Israeliete van ouds, wat om hierdie goue kalf gedans het, en geglo het, soos wat Aaron dit vir hulle gesê het, dat dit is hierdie kalf wat hulle uit Egipte uitgebring het. En kyk wat doen hulle. Hulle maak 'n afgod van die kalf, van die goue kalf. En ons, net soos wat die mense, die Israeliete van ouds begin glo het, dat die krag in die kalf lê, het ons in die kerk ook vandag begin glo, dat die krag lê in die voorwerp met die naam van shofar of ramshoring. Terwyl die krag eintlik in die Heilige Gees en in God self lê. Nou hier is iets interessants wat ek aan jou wil oordra. En ek wil hê jy moet self jou eie studie gaan doen. Ek wil nie hê jy moet my sommer net blaatant glo nie. In die hele Nuwe Testament, my vriend, is Jesus verskriklik stil oor hierdie shofar. Jesus, ek lees nêrens in die evangelies, die 4 evangelies, laat of Jesus of die disippels dit ooit gebruik het nie. Weet jy wat, kom ons gaan 'n bietjie verder. Ek lees nêrens in die Nuwe Testamentiese boeke dat enigstens die apostels gesê het of onderneem het dat die shofar geblaas moet word nie. Nie een van hulle het ooit voorgegee en gesê dat wanneer ons die shofar blaas, dan gaan die Heilige Gees in 'n diens opdaag nie. En die vroeë kerk, die eerste gelowiges na Pinkster, het ook glad nie met hierdie ramshoring of shofar geaanbid nie. En hier is die vraag wat ek dink ons onsself moet uitvra. Hoekom nie? Dan moet mos 'n rede wees daarvoor. Ek dink, en hierdie is meer die waarheid as wat dit sommer net wensdenkery is. Ek dink dat Jesus in sy werk en aan sy kruisiging en sy voltooide werk wat hy vir ons teweeggebring het hierdie simboliek vervul geraak. Alles is in Jesus Christus vervul, en ek dink regtig dit is hoekom Jesus nooit
opdragte gegee het en hoekom die apostels dalk ooit nooit opdragte gegee het, dat hierdie manier van hoe God met die Israeliete in die Ou Testament gepraat het, moet oorgedra word na 'n Nuwe Testamentiese bestel toe. Hy is die volmaakte roepstem van God. As jy, ek dink jy sal met my saamstem. Want dit is hy wat aan die kruis geroep het, toe hulle hom vasgeslaan het en hulle hom die asyn gegee het, wat uitgeroep het, nadat hy gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Toe roep hy uit en hy sê, dit is volbring. Met ander woorde, ek het alles op my geneem. Ek het alles voltooi wat die Vader my beopdrag het om te doen. En ek dink daai was een van die laaste en die grootste klanke, uitsprake, kom ons noem dit 'n shofar klank, wat gemaak is. Daai klank van verlossing. Vader, ek het alles volbring. Ek het dit gedoen, sodat hulle kan vry wees. En ek dink dit is dalk op hierdie punt wat ons vir mekaar kan sê, ons het nie regtig meer 'n ramshoring nodig nie. Ons het nie regtig meer om 'n klank te maak deur 'n trompet nie. Ons het Jesus. Ons het die volmaaktheid in hom. En ek dink dit is belangrik, dat ons so bietjie gaan sit en mediteer, en so bietjie gaan sit en gaan nadink oor dit wat ek vandag met jou bespreek. Ek sê nie vandag dat die shofar boos is nie. Nee, glad nie. Ek sê nie dit is boos nie. Ek sê dit vandag vir jou, dat dit is 'n stukkie geskiedenis. Dis 'n herinnering aan iets wat was, toe God die Israeliete gerig het. Maar wanneer mense dit begin gebruik in dienste vandag, om God se hand te probeer dwing, of om heerlikheid in 'n diens te probeer inbring, of om te sê, hierso is ons nou besig om 'n profetiese aksie te doen, om siektes en demone en geeste te probeer wegdryf, dan dink ek is ons besig om bietjies te ver te gaan. Of baie keer dan gebruik ons dit, en ons sê ons is besig met 'n geestelike oorlogvoering. En wanneer ons hierdie goeders doen, my vriend, dan dink ek betree ons gevaarlike grond. Regtig. Ek dink ons betree gevaarlike grond. Ons betree grond van onkunde. Omdat ons nie weet dat die shofar of die ramshoring nog nooit, en ek wil dit weer sê, nog nooit bonatuurlike krag gehad het. Die blaas van die shofar het nog nooit daai bonatuurlike salwing van die Heilige Gees en genesing gebring nie. Jy weet, vriend, dit is die Gees van God, dit is God homself wat daardie krag gee. Nie 'n instrument nie. En ek dink ons moet baie duidelik gaan kyk daarna. Dit is God homself wat daardie krag gee, nie 'n instrument nie. Ek wil so 'n bietjie kyk hierso in Levitikus 4. As ons gaan kyk wat sê dit daar, Levitikus 19, daarvan af vers 4, het hy baie mooi, hy sê, begeef julle nie tot die afgode en maak vir julle geen gegode beelde nie. Ek is die Here, julle God. Jy sien die oomblik, dit is so belangrik dat ons dit besef, dat God is 'n jaloerse God. En as jy nou na die 10 gebooie gaan kyk, en jy gaan kyk, want hierdie gedeelte is ook 'n gedeelte van die wet wat ek nou vir jou gelees het. Wat ek die klem wil opsit is, hy sê, ek is die Here jou God. Moet jou nie in enige iets anders inbegewe om my te probeer namaak, in my woorde. Julle mag julle nie wend tot enige ding wat geen krag het nie, is eintlik wat hy wil sê daarso. In 1 Korintiërs 1, vers 24,
is daar ook 1 Korintiërs 1 vers 24, is daar ook 'n baie mooi, kom ons kyk wat sê hy. Kom ons kyk wat sê hy. Hy sê, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God. En Christus is die wysheid van God. Christus is die krag en die wysheid van God. Nie klank nie, nie die blaas van 'n shofar nie, nie 'n show nie. Ek wil nou vandag vir jou sê, my vriend, nie oor hoe hard of hoe sag jy worship nie. Dit gaan nie in rituele of jy maane of nie maane, nuwe maane of ou maane, of 'n Pinksterfees of 'n watte fees ook al hou nie. Dit gaan nie daar aan nie. Daai goeters het vir ons in die Nuwe Testament irrelevant geword, omdat toe Jesus uitgeroep het en gesê, dit is volbring. Dink ek het hy bedoel, dit is volbring. Vriende, ek dink ons leef in 'n tyd waar mense dors is vir iets baie meer tasbaar. Ek dink ons moet die sondaar, die ongelowige buitekant iets kan gee wat hulle wil ervaar. Ek dink ons moet hulle iets kan gee wat hulle kan hoor. Ons moet hulle iets kan gee dat hulle kan sien en hulle moet dit kan verstaan. Ek sal nooit vergeet nie, toe ek tot bekering gekom het, die dag toe ek my hande opgegooi het in 'n Reinhard Bonke diens, en ek het gesê, Here Jesus, ek is 'n sondaar, vergewe my. Toe gebeur daar iets in my, ek voel iets, ek ervaar iets binne in my gees. Ek hoor in my geesoor hoor ek het jou vergewe. Ek het gesien hoe my lewe voor my verander. En ek het dit stelselmatig begin verstaan. En ek dink, vandag weet ek dat dit was die Heilige Gees wat absoluut die werk in my begin het. En ek dink hier's baie van julle wat vandag luister na hierdie potgooi, wat ook deur 'n soortgelyke ervaring was. Wat kan sê, ek het nie nodig gehad om 'n shofar of 'n ramshoring te blaas nie. Ek het 'n ervaring gehad dat die Gees van God my uitruk uit my sonde uit. Weet jy wat, vriend, as ons nie versigtig is nie, gaan ons geloof, ons Christendom, performance driven maak. Altyd iets wat ek moet doen, eerder as 'n verhouding met God deur die Heilige Gees. En hierso kan ons maar vir mekaar sê, die waarheid is absoluut eenvoudig. Ons het nie nodig om enigiets te blaas, ons het nie nodig om olies te smeer, ons het nie nodig om enigiets te doen, rituele deur te gaan, om God naby ons te kry nie. Ons moet besef dat die Heilige Gees woon reeds binne in ons, binne in elke gelowige. Hy's nie ver nie. Hy leef nie aan die ander kant of bly nie aan die ander kant Saturnus of Uranus of die maan iewers, en nou moet hy gesoebat word om net in 'n diens in te kom, sodat ons hom kan ervaar. Ons moet besef dat wanneer ons as gelowiges saamkom, dan bring ons die Gees van God, wat binne in ons woon, saam in die dienste. Jy sien, godsdiens, die manier, en wat is godsdiens? Godsdiens is die manier hoe 'n bestel vir jou vertel, hoe moet jy 'n God aanbid wat ver is, wat nie naby is nie. Hy's altyd kwaad, hierdie God, is altyd kwaad, en hy staan net reg om jou te straf, hy staan net reg om jou met die sambok te slaan, Boeta trap net verkeerd. Dis godsdiens. En godsdiens leer ons nooit, Christendom het ons nooit geleer dat God is persoonlik, hy's in ons, hy werk deur ons nie. Dit is die wonder van die Nuwe Testament wat ons in ons het en wat deur ons werk. Die koninkryk van God wat binne in my en jou is, deur middel van sy Heilige Gees, is sy krag, dis sy heerlikheid, dis sy regeringskap, dis sy autoriteit wat in ons en deur ons werk na 'n verlore wêreld daar buitekant. So,
Nou het ek vir jou so 'n inleidende kennis gegee bietjie oor die onderwerp waar ons vir die volgende aansienlike episodes oor gaan gesels. Nou vra ek jou, wat doen ons met hierdie kennis? Wat gaan jy doen met hierdie kennis wat jy kry? Ons sit nie nou oordeel op almal nie, en dit is nie my doel met hierdie potgooi nie. Ek wil nie almal onder 'n oordeel sit of 'n skuldgevoel sit wat nou omdat hy 'n shofar blaas of omdat hy in 'n plek sit waar 'n shofar geblaas word nie. Ek het 'n boekie geskryf oor die blaas van die shofar en sy misplaasde klank wat in die kerk ingeslyp het. Maar weet jy wat wil ek doen? Wat is my doel met hierdie podcasts? En onthou, ons het gesê ons gaan waarheid ontdek. Ons roep almal in die kerk terug na die waarheid van die woord. Vriend, dit is belangrik dat ons by die fondasie van die woord uitkom. Want dit is op die fondasie van die apostels, die profete, waarvan Jesus Christus die hoeksteen is. Dis op hierdie fondasie waar ons moet bou. En enige iemand wat vir my luister, of as jy enigiets weet van bouery af, sal jy weet, wanneer jy skeef gebou het, dan kom die bouinspekteurs en dan kom trap hulle en sê vir jou, breek af en begin weer, want jy het skeef gebou. En ek dink ons in hierdie jaar staan op 'n plek waar die bouinspekteurs deur die monde van my vir ons kom sê, ons is besig om skeef te bou. Trap af en begin weer. Begin weer op die waarheid. Dit is so belangrik dat ons elke gebruik wat in die kerk ingeslyp het, moet toets. Die skrif sê dit vir ons, toets. Glo nie alles wat jy hoor nie. Toets dit. Die kerk sê dit, die woord sê dit vir ons baie duidelik. Toets elke gebruik. Die tradisies wat in die kerk ingeslyp het, toets dit teen die woord. Is dit wat ons moet doen? Is dit die fees wat ons hou? Is dit skriftuurlik in 'n Nuwe Testamentiese bestel? Is dit 'n Joodse gebruik gewees, of is dit iets wat God vir ons as ongelowiges wat tot bekering gekom het, beopdrag het, julle moet dit doen? Toets elke aksie, elke ding wat gedoen word, toets dit aan die skrif self. En weet jy wat, my vriend? As dit nie Bybel is nie, los dit. Sit dit weg. Jy het dit nie nodig om God te dien nie. As dit nie Christus verheerlik nie, los dit. Sit dit neer. Jy het dit nie nodig nie. Dit gaan ons net laat staan en val. Weet jy wat? Al hierdie gebruike wat ingeslyp het, al hierdie tradisies wat ingeslyp het in die kerk in, maak die woord van God kragteloos. Want die Here Jesus kom daar en hy sê vir ons 'n ding, hy sê, dit is julle tradisies en julle oorleweringe wat my woord kragteloos maak. Hy sê dit. Daar in Deuteronomium, ek wil afsluit met hierdie gedagte. Daar in Deuteronomium 5 sê God vir Moses 'n baie mooi ding. En ek wil vir jou die skrifgedeelte wil ek jou lees daarso. Vers 1, 2 en 3. Hy sê, en Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, vir wie het hy geroep? Hy het die volk geroep, hy het vir Israel geroep. Hy sê, hoor, Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore spreek. Julle, wie is julle? Israel. Julle moet dit leer en sorgvuldig hou. Nou vra ek 'n vraag. Voordat hulle daar by die berg gekom het en Moses teen die berg op is en hulle die goue kalf gebou het, watse wet en onderhouding en rituele was daar gewees wat hulle moes onderhou? Kom ons dink gou vir 'n oomblik daaroor. Daar was geen wet wat hulle moes onderhou nie, hulle het onder genade geloop. Hier kom hulle, na Exodus 19, en hulle sê vir Moses, gaan jy op die berg en gaan praat jy met God. En hier kom Moses en hy sê vir hulle baie duidelik,
hierdie wette, hierdie verordeninge wat nou gegee is, word vir julle Israel, vir julle gegee, sodat julle dit moet onderhou. Kyk wat sê vers 2. Die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met wie? Die Israeliete wat met daar besig was. En ons vaders het die Here hierdie verbond, met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie. Kan jy sien? Voor die berg was daar nie hierdie verbond nie. Hierdie ding van Sabbat, hierdie ding van shofarblaas, hierdie ding van al hierdie goeders wat in die kerk ingeslyp het. Voordat die wet gekry is, was daar nie so ietsie. Vers 3, dit is wat hy, en ek gaan hom weer mooi lees, want ek het hom bietjie skeef gelees. Hy sê, met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self. Kyk wat sê hy, ons wat vandag almal hier saam en in die lewe is. Dit sê nogal baie. Met ander woorde, waar het ons aan hierdie shofarblasery gekom in 'n Nuwe Testamentiese stel? Waar het ons daarin gekom? Dit is nie iets wat ons vandag moet voortgaan mee nie. En ons gaan 'n bietjie verder praat in die volgende geleentheid. Gaan ons verder praat. Hierdie ding is nie Bybels nie. Hierdie ding is 'n geraas in die kerk. Dit irriteer 'n groot klomp lidmate in kerke, in geboue. Mense het al so ver gegaan dat hulle wegbly die kerk uit. As dit nie Bybels is nie, my vriend, los dit. As dit nie Christus verheerlik nie, laat dit val. Want ek en jy, my vriend, die shofar se klank mag hard wees, maar onthou, dit is God se stem wat ons moet hoor. Ek wil vandag, soos wat ek afsluit, wil ek 'n slotgebed saam met jou bid. En daar waar jy is, miskien sit jy agter die kar, luister maar net en bid saam met my. Here, leer ons om u stem bo al die geraas te hoor. Here, leer ons om nie vas te hou aan simbole en rituele nie. Vader, maar om u woord en u waarheid in ons harte te beheer. Laat ons weer mense wees wat u dien in gees en in waarheid. Vader, ons bid dit in Jesus kosbare naam en ons dank u daarvoor. Amen en amen. Vriend, baie dankie dat jy geluister het na Wielspore van Waarheid. As jy hierdie gesprek jou laat dink het, deel dit gerus met iemand, deel dit met jou vriend, stuur dit vir ons siele op ons wiele, ons trokdrywers, manne wat altyd op die pad is, laat hulle ook kan wonder oor hierdie goed wat in die kerk gebruik. Tot volgende keer, ry lig, ry reguit en hou jou wiele op die spoor van die waarheid. Totsiens.